Welkom by week 4 van ons reeks Vryheid om te volg. Waar ons vandag gaan stil staan by Groei Saam en spesifiek gesels rondom die gedagte dat ware vryheid begin in gemeenskap. En ek dink een van die groot uitdagings waarmee baie mense sit vandag is dat hulle dink hulle kan alles op hulle eie uitfigure. Ja, veral vandag, want ons lewe in 'n kultuur van onafhanklikheid, selfbeskerming, die hele ding van ek het niemand nodig nie. En die scary ding is, jy kan selfs met daardie mentaliteit kerk toe kom, jy kan dit in die kerk inbring. Met ander woorde, jy kan opdaag, jy kan bedien, jy kan glimlag, jy kan okay lyk, maar op die einde van die dag is jy heeltemal alleen. Ja, jy kan omring wees met mense, maar steeds geïsoleerd leef. Maar van die begin af sien ons God se plan is anders. God se plan was nooit gewees isolasie. Daardie vers in Genesis 2 vers 18 wat sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, is eintlik baie dieper as wat ons dink. Dit gaan oor baie meer as net 'n romantiese verhouding. Dit wys iets van hoe God ons ontwerp het. Beslis, want God het ons ontwerp vir verbondenheid. Hy het ons ontwerp vir familie, vir gemeenskap of community soos die Engels sê, en vir 'n gedeelde lewe. En die interessante ding is dat baie mense dink dat hulle okay gaan wees om alleen te wees. En baie mense wil genesing hê, maar hulle vermy mense. Ja, hulle wil genees, groei, vry word, maar sonder daai kwesbaarheid of vulnerability. En terwyl baie van God se werk in verhouding gebeur. So die uitdaging met isolasie is dat dit veilig voel. Exactly, want as jy afstand hou, kan niemand jou teleurstel nie. Niemand sien jou swakhede nie, so niemand kan jou konfronteer nie. Maar daardie tipe veiligheid kom met 'n prys. Ja, want wat jy wegsteek, kan nie genees nie. En ek dink baie mense leef met geheime, met uitdagings, met worstelinge, met moegheid, maar niemand weet daarvan nie, en dan kan dit nie genees nie. En dan dra mense so alleen aan hierdie, en hulle kan nooit die vryheid beleef wat Jesus regtig vir ons bewerkstellig het nie. En dis daar wanneer my verhouding met God performance raak. Want ek moet heeltyd vry lyk, eerder as om vry te word en vry te wees. Ja, dis so waar. So wanneer ons nie in hierdie vryheid leef nie, dan word dit regtig performance. En in gemeenskap, in verhouding is wanneer hierdie performance dan afval en ek regtig in vryheid kan leef. Ons almal ken die skrifgedeelte in Spreuke wat sê yster slyp yster, so vorm vriende mekaar. Maar ek dink nie slyp klink na 'n gemaklike proses nie. Glad nie. Want gemeenskap beteken mense sien jou, mense challenge jou, mense stem soms nie saam nie, en mense wys dinge uit wat selfs jy nie van weet nie, daai blind spots. En dis dan wanneer mense wegloop, toemaak of onttrek. Ja, en ons kultuur sê as iets ongemaklik is, loop eerder weg. Maar geestelike familie vra commitment. Nie perfeksie nie, net commitment. So Jakobus sê weer, bely julle sondes teenoor mekaar sodat julle genees kan word. En daai is eintlik huge, want genesing begin eers wanneer eerlikheid begin. En ons praat nie net van fisiese gesondheid nie, maar van daardie emosionele wonde. Ja, en ek dink eerlikheid kan partykeer verskriklik daunting en scary wees. Ja, want nou sien mense die regte jy. Ja. Die maskers is weg of daai fasade val en jou weer verdwyn. En wanneer hierdie gebeur, wanneer daai goed wegval, dis dan eers wanneer regte vryheid begin. Want lig verander dinge. Ja. Wanneer jy ophou wegkruip, kan God begin werk aan daai dinge wat jy verlang al wegsteek. Ja, en dit is hoekom klein groepe, vriende, kerkgemeenskap so belangrik is. Want God se plan was nooit gewees dat ons net moet sosialiseer nie, maar dat ons moet transformeer. Ek dink 'n goeie vraag is, wie ken die regte jy? Ja, nie net die persoon wat jy daar buite sit nie, maar die regte jy. Jou vrese, jou worstelinge, jou moegheid, jou vrae. Want ware groei gebeur baie keer eers wanneer jy ophou perform. Ja, en miskien is die uitnodiging hierdie week nie 'n stappie terug nie, maar dalk eerder 'n stappie nader aan iemand anders. Sal jy graag vir ons bid asseblief? Koning Jesus, dankie dat ons kan weet U is vanaand hier. Here, dankie dat ons weet U is besig om in harte te werk
En Here, ek wil bid vir u gees in mense se harte, om mense aan te moedig om uit te kom met dinge wat hulle lank al mee sukkel. Here Jesus, wil ek in my eie lewe ook gesien het, dat een so bold move bepaal die res van jou lewe. So Here, ek bid vanaand vir boldness om oor almal te kom, om uit te kom met dinge wat hulle vir so lank al vashou. En sodat ons kan ophou met hy sy sin te gee. Ons loof die Here en ons het U so lief. Amen. Amen, dankie my vrou. Op bladsy 53 in jou boekie, Vryheid om te volg, sal jy sien die kleingroep besprekings is daar, so ons nooi jou uit, gesels lekker in 'n klein groep, wees vulnerable waar dit nodig moet wees, en laat daardie dinge val. Dan vra ons jou ook om getrou hierdie week jou dagstukkies te voltooi, want dit gaan verseker jou op 'n reis neem tot vryheid, en miskien tot dieper gemeenskap. Die Here seën jou ryklik.